Goeiedag sê familie en vriende, julle is gegroet in die naam van die Here Jesus Christus. Die Here is op die troon en die Here het ons deurgedra en ek en u is nog gesond en ek en u kan nog asemhaal. En ons weet dat die Here laat 'n mens nooit in die steek nie. Die Here is nie soos 'n mens wat ons aan die hand vat nie en as dinge begin moeilik raak, dan drop die Here ons nie. Nee, die Here stap op pad met ek en u. En ons is besig om die jaar af te sluit. En ons is besig om Desember maand toe te gaan. En ons weet dat die Here het ons deur die hele jaar gedra. Daarom gaan ek vandag lees uit die boeke van Genesis uit. Genesis 3. Ek gaan vandag konsentreer op Genesis 3, vers 8 en 9. En net twee gedeeltes lees, Genesis 3, vers 8 tot 9. Reeds omdat ons gaan in die festive tyd. En baie het al planne wat hulle gaan doen vir die Desember maand. En ons weet nie eers of ons die Desember maand hier gaan wees nie. En daarom wil ek met hierdie boodskap vandag met u praat rondom hierdie tyd waarin ons nou ingaan. Genesis 3 vanaf vers 8 sê, en hulle die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwynkie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En ek wil hier die boodskap titel met die geselde gedeelte, die question mark. Ek titel die boodskap vraagteken. Ek wil vandag praat oor 'n vraagteken. 'n Vraagteken, 'n question mark. Vraagteken. Ja, die woord van die Here sê, God gee aan Adam opdrag. En die Here sê aan Adam, van al hierdie bome mag julle eet, maar van hierdie spesifieke boom mag julle nie eet nie. En daarom wil ek die boodskap titel, a question mark. Afrikaans, 'n vraagteken. Die Here sê, van alles mag julle eet. Nou, wat gebeur in vandag se tyd, familie en vriende? In die Ou Testament het die Here gepraat met Adam. Hy het vir Adam 'n opdrag gegee en hy het gesê, Adam, van al hierdie bome mag julle eet, maar van hierdie boom mag julle nie eet nie. En die Bybel sê die slang was listiger as al die diere en die slang het uitgereik na die vrou toe. En die slang het vir die vrou gesê, is dit dan nie waar wat die woord van die Here sê? Die Bybel sê dan van al hierdie bome mag julle vrylik eet. En hy bring 'n verwarring na die vrou toe. En in vandag se tyd is daar verskillende stemme wat met ek en u praat, wat met tot ek en u deurdring. En ek en u kies vandag om die stem van die Here te verontagsaam. En ons luister na 'n verkeerde stem. Daarom titel ek die boodskap die question mark. Die vraagteken. God praat met Adam terwyl Adam op sy pos was. Terwyl Adam in posisie was. Die moment wanneer ek my posisie verlaat, dan is dit makliker dat die vyand my kan verlei. Toe Adam en Eva hulle posisie verlaat, toe kom die slang in en hy verlei vir Eva. En ek wil vandag praat met 'n Suid-Afrikaner deur iemand te sê, daar is 'n vraagteken as God vra, waar is jy? Die Bybel sê, al steek jou weg in die dieptes van die see, die Here weet waar jy is. Die Here weet presies waar ek en u is. Maar die vraagteken waar die Here vra vandag vir 'n Suid-Afrikaner is, waar is jy? Die Here praat miskien met 'n pa wat uit sy huwelik uitgestap het, wat sy gesin agtergelos het, en die Here vra, waar is jy? Dalk met 'n kind wat die huis verlaat het, wat sy werk prysgegee het, en wat op die strate ronddwaal. Die Here kom vandag en hy vra,
waar is jy? En ek kom vandag deur iemand te sê, die Here weet waar jy is. Daarom vra die Here die vraag aan jou, is om te kyk, gaan jy eerlik antwoord, om vir die Here te sê waar jy werklik is. Die Bybel sê dat die vyand het ingekom, en hy het die vrou verlei. Die Bybel sê, die vrou gee aan haar man Adam hierdie vrug. Van die vyand sê vir die vrou, die Here weet, as jy eet van die boom, sal jy sekerlik soos God is. Ek en u moet besef, dat die Here het ons geskape na aan sy beeld. En ek en u is geskape deur God self. Nou ons moet verstaan dat die Bybel sê, Lucifer in Esegiel 28 was die morgenster en hy het beweeg in die hemel. Die Bybel sê as gevolg van hoogmoed het Lucifer tot 'n val gekom. Bybel sê dat die Here het 'n derde van die engele van Lucifer uit die hemel uitgewerp. En die tegniek van die vyand is om ek en u van die Here af weg te rokkel. Daarom gebruik hy omstandighede en siektes en situasies om ons te oorrompel, weg te vat van ons bestemming af. Maar die Here het sy secret weapon, hy het sy backup plan gebring vir 'n verlate land, 'n verlate dorp, 'n verlate stad. Die Here dieselfde Adam design met sy eie hande. Hy het die man aan die slaap gemaak en uit die ribbe van die man het hy die vrou geontwerp, die vrou geformeer uit die ribbebeen van die man uit. En die vyand wil die verhouding wat die mens met God het, wil hy verbreek. Daarom kom hy na die vrou toe, om die vrou te mislei. En die man was nie op sy plek nie. En die vyand verlei alleen iemand wat nie op sy plek is nie. En hier besef die Here, dat ons nie op ons plek is nie. Daarom stuur hy die boodskap deur die vraagteken te vra vir 'n Suid-Afrikaner, waar is jy? Ek en u kan dalk vandag in ons huis sit en ons luister na die uitsending en ek en u kan dalk vandag in ons voertuig is en ons luister na die uitsending. Die Here vra, waar is jy? Die Here sal nie 'n vraag vra as hy nie belang stel in jou lewe nie. God stel belang in ek en u se lewe. Daarom vra hy die vraag, waar is jy? Want die Bybel sê dat die Here het alles geskape deur 'n woord, maar die Here die mens self gemaak met sy eie hande. En die Bybel sê dit wat God opbou, probeer die vyand afbreek. Maar die duiwel is 'n leienaar. God is vandag hier en hy vra mens, waar is jy? Toe Adam en Eva sonde doen en hulle verbreek hulle is nie gehoorsaam aan die woord van die Here nie. En hulle glo die woord van iemand anders, van die vrou, word verlei. En vandag se tyd is daar 'n gees wat ons mense in Suid-Afrika wil probeer verlei, omdat die vyand wil hê, ek en u moet hoogmoedig raak, en ons moet vol raak van onsself, en ons wil onsself daar plaas. Maar die Here het sy backup plan alreeds in plek gehad. Toe Adam en Eva sondig, toe kom die woord van die Here, sê die Bybel, en die woord van die Here, die gees van die Here het in 'n aandwindjie gewaai.
Ek maak los vandag oor elke Suid-Afrikaner, dat die gees van die Here waai na elke droë area in Suid-Afrika. Waai God se gees waar daar sonde plaasgevind het, waar daar situasies plaasgevind het, waai God se gees in elke area van Suid-Afrika, en jy sal die gees van God hoor, die stem van die Here hoor, waar is jy? Hy weet waar jy is, maar hy wil sien, kan jy eerlikwaar antwoord, en die Here eerlikwaar sê, waar is jy? Die Bybel sê, Adam en Eva het hulle verberg in die tuin van Eden, nadat God hulle aangestel het, oor die tuin van Eden. Meneer en mevrou, ek en u het al 'n fout begaan in die lewe, maar dit sê nie, dis die einde nie, dit sê nie vir jou, dat jy nou gaan doodstraf kry nie. Die Here praat nog altyd deur met ek en u, en hy vra die vraagteken, waar is jy? Waar is jy in jou huwelik? Waar is jy in jou gesin? Waar is jy by jou werk? Waar is jy in die gevangenis? Waar is jy in die hospitaal? Waar is jy in die gemeenskap? Waar is jy in die straat? Waar is jy in die dorp? Waar is jy in die land? Die Here vra, waar is jy? En Adam en Eva steek hulle weg, omdat hulle fout begaan het in die lewe. Wanneer die Here ek en u vra waar ons is, en ons het 'n fout begaan, kan ek en u terugkeer na die Here toe, en sê, Here, vergewe my, ek het gefouteer in die lewe, maar Adam en Eva verkies familie, om liewer vir hulle weg te steek, van die aangesig af van die Here. Jy kan jou nie wegsteek nie. You can run, but you can't hide. Ek kom vandag na Suid-Afrika toe, en ek sê, vra vandag die vraagteken, waar is jy? Ja, die Here weet waar jy is. Daarom kom vra hy, question mark, waar is jy? En hulle sê, Here, ons het die gereis gehoor, en ons het ons verberg, en hulle besef nou, dat hulle naak is. Is net die Here wat jou van jou naakheid kan verlos, is net die Here, Jesus Christus, wat jou kan aantrek. Die vyand het jou dalk gestroop van alles, maar die Here trek jou aan, en hier kom sy backup plan, hier kom die verlossingsplan vir 'n verlore land, vir 'n verlore wêreld. Die straf wat dan nou op Adam en Eva moes was, kom die tweede Adam in werking in. En die tweede Adam kom herstel die verlore verhouding, wat die vyand veroorsaak het, deur die mens te verwyder van God af. Stuur God sy enigste seun in, om te kom sterf aan die kruis, vir ek en u wat ons self wegsteek, wat ons verberg, en Jesus kom herstel die verhouding, aan die kruis van Golgotha. En hy stuur sy tweede Adam, sy seun Jesus, om te kom sterf aan die kruis, omdat die mens gefouteer het in die lewe. En die Here is vandag hier, en die Here vra, waar is jy? Omdat die Here wil iets doen aan jou situasie. Die Here wil verandering bring, die Here wil herstelling bring, die gees van die Here wil herlewing bring. Daarom vra hy, waar is jy? En die Bybel sê dat die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe is die ewige lewe in Christus Jesus. Vandag kom ek na Suid-Afrika toe, en ek vra, waar is jy? Die Here roep jou vandag. Hy wil hê jy moet eerlik antwoord.
En die Bybel sê, en die Here het sy seun Jesus Christus gestuur om aan die kruis te sterwe, om 'n verlore wêreld weer te herstel. En so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, so die wat in hom glo, nie hoef verlore te gaan nie. Die Here vra, waar is jy? Slaan ag op die stem van die Here. Hy gee jou 'n tweede kans, hy gee jou 'n geleentheid. Hy wil jou lewe radikaal verander, en hy kan van jou 'n beter mens maak. Jy hoef nie daar te sit in sonde nie. Al wat jy moet doen is om te glo, dat hy gesterf het aan die kruis vir ek en u. Hy gee jou 'n tweede kans vandag. Hy vra, waar is jy mens? En hy wil jou 'n geleentheid gee. Hy wil jou verhouding weer herstel met hom. En die tweede Adam kom, en hy sterf aan die kruis. En dit wat die vyand geprobeer het, om die mens vir ewig te separate van God af, stuur hy sy seun in, om te sterwe aan die kruis, vir ek en u. Vandag het ek en u 'n geleentheid, om die Here net daar aan te neem, as ons persoonlike verlosser en saligmaker. Daarom skryf die Bybel, juist toe ons nog swak was, het die Here aan die regte tyd aan die kruis gesterwe vir ek en u se sondes, en die Here roep jou vandag. Net daar waar jy is, kan jy 'n besluit maak, waar jy fouteer het, waar jy wil opgee op die lewe, waar jy wil ingee, roep die Here jou en hy vra jou, waar is jy? Is moontlik in 'n rehab, die Here roep jou, in die hospitaal, in die gevangenis, die Here roep jou, van die Here het jou lief. Ja, toes Adam en Eva sondig, toe kom die Here, en hy gee sy seun, om aan die kruis te sterwe, vir jou. Hy het jou plek ingeneem, die straf wat op ek en u moes was, het hy op hom geneem, en aan die kruis gesterwe. En die Here roep jou, waar is jy? Vat vandag hy boldness en sê, Here, ek is verlore, ek voel verlore, ek staan voor 'n twee-rigting verkeer, weet nie watter kant toe om te gaan nie, hier's 'n kruispad voor my. Die Here sê, en daar sal 'n stem vir jou sê, maar nie hier langs nie, hier langs. Kies vandag die Here. Kies vandag Jesus Christus as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Die Here wil jou rigting gee. Die Here gee sy woord om jou rigting te gee. Hy wil jou rigting gee vandag. Hy gee jou vandag 'n kans. Adam en Eva het gesondig, maar die Here gee ek en u 'n kans vandag. Gryp vandag die geleentheid met al twee hande aan. Vader, ons kom in die naam van Jesus Christus en ons bid dat die gees van u sal beweeg deur die strate van Suid-Afrika, die vier hoeke van Suid-Afrika, en dat mens eerlik sal sê waar hulle is, Here, en waar ons as mens verdwaal het, bid ek dat die woord van die Here ons terug sal bring na Jesus toe. My gebed is vandag, Here, laat u woord ons terugbring na die Here toe. Ons het verdwaal, maar ons kies vandag om terug te keer na u toe. Seën ons vandag, tel ons op vandag, herstel ons vandag, verlos ons vandag, in Jesus naam. Amen.